Hartlik welkom aan jou hier aan die einde van ons Pinksterweek. Hierdie Sondag vier ons saam Pinksterfees en gaan ons ook saam nagmaal vier aan die tafel van die Here en wil ek jou werklik uitnooi na hierdie besonderse geleentheid. Ek gaan hierdie Sondag ons tema as volg formuleer: Die Heilige Gees kan vir jou en my op enige plek gebruik. En ons teksvers kom uit Handelinge 18 vers 1 tot 4 en dan ook Handelinge 18 vers 24 tot 28. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie weer eens vir hierdie wonderlike voorreg om in vryheid by mekaar te kan kom en U op hierdie wyse te vereer. U woord sê vir ons op verskillende plekke dat U vir elkeen van ons genadegawes gegee het om die gemeente waarin ons betrokke is te dien, sodat ons mekaar kan opbou en U koninkryk daardeur kan uitbou. Wil U gee dat ons die gawes wat U vir ons gegee het met toewyding sal aanwend, sodat ons U gemeente daardeur afrond en tot eer van U naam sal lewe. In Jesus se naam. Amen. Ek wil graag begin deur 'n paar inleidende opmerkings te maak voordat ons saam na die skrif gaan kyk. Albert Einstein is nie 'n onbekende naam aan die meeste van ons nie. Hy was 'n dosent by die Universiteit van Princeton en terwyl hy daar gedoseer het, het hy sy relativiteitsteorie ontwikkel, waarna die wetenskapsbeoefening in die wêreld nooit weer dieselfde sou wees nie. Wat interessant is van Einstein is dat toe hulle vir hom 'n gedenkplaat of 'n monument wou oprig op grond van sy relativiteitsteorie, het hy gevra dat hulle dit asseblief nie moet doen nie. En toe het hy die volgende woorde, met hierdie woorde vir hulle gemotiveer: Grootheid is nie selfgerig nie, jy self is nooit die middelpunt nie. Met ander woorde, hy het die groter prentjie gesien, dat die heelal nie om hom draai nie, maar dat hy maar net 'n rolspeler in die heelal is, tot 'n groter doel. Watter nederige les het hy vir ons kom leer, as ook 'n les van ware wysheid. Nou gaan ek saam met jou na Handelinge 18 vers 1 tot 4, wat die volgende sê: Hierna het Paulus Athene verlaat en na Korinte toe gegaan. Daar het hy vir Aquila, 'n Jood wat in Pontus gebore is, ontmoet. Hy het kort tevore saam met sy vrou Priscilla uit Italië daar aangekom, nadat keiser Claudius beveel het dat al die Jode Rome moet verlaat. Paulus het hulle gaan opsoek, en omdat hulle net soos hy tentmakers van beroep was, het hy by hulle ingetrek en saam met hulle gewerk. Maar elke Sabbatdag het hy in die sinagoge met die mense geredeneer en Jode en Grieke probeer oortuig. Dit is altyd vir my pragtig wanneer 'n huwelikspaar of koppel kragtig deur die Here gebruik word. Aquila en Priscilla is nie name wat noodwendig in die Bybel aan jou en my bekend is nie, want hulle was nie soos die bekende, beroemde kerkleiers met die naam van Paulus en Petrus en Lukas en Markus nie. Nee, hulle het agter die gordyne gefunksioneer en op 'n stil manier het hulle die koninkryk van die Here gedien. Uit hulle voorbeeld leer ons dat die Heilige Gees, maak nie saak wie ek en jy is nie, vir my en vir jou op enige plek wil gebruik. Kom ons gaan kyk gou vir 'n oomblik, wie was Aquila en Priscilla werklik? En dan sê die Here se woord vir ons in 18 vers 3, dat hulle
was tentmakers van beroep. Met ander woorde, hulle was bekwame leerlooiers en hulle het hierdie beroep aanvanklik in Rome beoefen en daar besigheid gedoen. Dis die plek waar hulle leerprodukte verkoop het, maar sê hierdie gedeelte ook vir ons in vers 2, dat Claudius op daardie stadium keiser van Rome was, en dat hy op 'n stadium vir die Joodse Christene die opdrag gegee het om die stad te verlaat. Die rede daarvoor was, dat daar aanhoudende oproere in die stad was. En as ons bietjie gaan kyk na die geskiedenisboeke, dan noem hulle daardie naam van Christus. Dit is Jesus Christus wat die oproere laat plaasvind het. En wat baie interessant is dat die ortodokse Jode wat nie die Here Jesus gevolg het nie, en die Joodse Christene, die Messiaanse Jode wat met ander woorde volgelinge van die Here Jesus was, in konfrontasie was op 'n gereelde basis. En die ortodokse Jode het die Christenjode beskuldig daarvan dat hulle ketters was en dat hulle 'n valse leer versprei. Daarom het Claudius beveel dat die Christenjode die stad moet verlaat en op ander plekke gaan bly. En wat vir my so mooi is van hierdie twee mense, van Aquila en Priscilla, is dat daar waar hulle gekom het hulle ingeskakel in die geloofsgemeenskap. Kom ons kyk na 18 vers 1. Hierna het Paulus Athene verlaat en na Korinthe toe gegaan. Daar het hy vir Aquila, 'n Jood wat in Pontus gebore is, ontmoet. Hy het kort tevore saam met sy vrou Priscilla uit Italië daar aangekom, nadat hulle deur die keiser beveel is. Dan raak hulle deel van hierdie gemeente in Korinthe en hulle huis se deure staan oop vir Paulus. Ons lees dit in vers 3. Omdat hulle net soos hy tentmakers van beroep was, het hy by hulle ingetrek en saam met hulle gewerk. Dit was natuurlik 'n baie maklike, natuurlike vriendskap wat tussen hierdie koppel en Paulus ontwikkel het. En daar is 'n paar redes daarvoor. Al drie van hulle was Romeinse burgers. Al drie van hulle was van Joodse afkoms. Al drie was volgelinge van die Here Jesus en al drie was tentmakers van beroep. Paulus het vir 18 maande by hierdie twee mense aan huis gebly en was Aquila en Priscilla instrumenteel, wesenlike belangrike rolspelers in 'n groter storie om die Here God se koninkryk te bou. In die tweede plek wil ek gaan kyk saam met julle na 18 vers 24. Kom ons gaan lees dit daar vanaf vers 24, waar Apollos spreek in Efese. Intussen het daar 'n Jood met die naam Apollos, wat in Alexandrië gebore is, in Efese aangekom. Hy was 'n begaafde spreker met 'n deeglike kennis van die skrif. Hy het in die leer van die Here onderrig ontvang en het met groot geesdrif gepraat en aan ander noukeurig alles oor Jesus geleer. Maar die doop waarvan hy geweet het, was net die van Johannes. Hy het met vrymoedigheid in die sinagoge begin preek. Toe Priscilla en Aquila hom hoor, het hulle hom huis toe geneem en vir hom die leer van God nog duideliker gemaak. Toe Apollos na Agaia toe wou gaan, het die gelowiges hom aangemoedig en vir hom 'n brief saamgegee aan die gelowiges daar, om te versoek dat hulle hom vriendelik moet ontvang. Daar aangekom was hy tot groot hulp vir die wat deur die genade van God gelowig geword het, want hy het die Jode in die openbaar kragtig weerlê en uit die skrif bewys dat Jesus die Christus is. Wat ons hier hoor is dat
Aquila en Priscilla het nie net een gas in hulle huis gehad nie. Nee, hulle het op 'n stadium verhuis na Efese. En omdat hulle na Efese verhuis het, of toe hulle na Efese verhuis het hulle kontak gemaak met Apollos, wat die Here oor hulle pad gestuur het. Nou Apollos was 'n Joodse Christen wat in Alexandrië in Egipte groot geraak het. Alexandrië was die akademiese hoofstad van die wêreld van daardie tyd en die tweede grootste stad in die Romeinse Ryk. En hulle was baie beïndruk toe hulle eendag na Apollos geluister het, wat goed onderrig was in die Joodse kultuur en in die Joodse godsdienstige tradisie. Maar terwyl hulle na hom geluister het en besef het dat hierdie jong man verskriklik baie potensiaal het vir die koninkryk van die Here, het hulle agtergekom dat Apollos nie die volle waarheid ken nie. Dat hy op 'n stadium met Johannes die Doper kontak gemaak het en dat hy gesien het dat Johannes die mense gedoop het, maar Johannes se doop was meer 'n bekeringsdoop, waar hy mense opgeroep het om hulle lewens met die Here Jesus reg te maak. Maar Apollos het nie geweet van die doop in die naam van die drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie. En dan staan daar dat hulle nie net vir Paulus gasvry in hulle huis ontvang het nie, maar dat hulle ook vir Apollos gasvry huis toe geneem het. En daar het hulle vir hom onderrig in die volle waarheid van die woord van die Here. En uit hulle huis is Apollos ook uitgestuur as 'n sendeling na 'n wyeer deel van die wêreld, na Agaia toe, waar hy die woord van die Here aan daardie mense gaan verkondig het. En so weer eens sien ons hoe dat hierdie huwelikspaar Aquila en Priscilla 'n wonderlike kragtige instrument in die vroeë kerk was om die Here se koninkryk te bou. En dit bring my by die vraag, wat leer ons vir vandag by Aquila en Priscilla? Ons leer iets van dankbaarheid en verwondering teenoor die Here. Dat hierdie twee mense wat as Joodse Christene letterlik beveel is om die stad Rome te verlaat, vir wie dit eintlik maklike verleentheid kon wees, dat hulle hierdie geleentheid omskep het, om daar waar hulle gekom het, voluit en kragtig getuies vir die Here te wees. Die volgende ding wat ek by hulle leer, is dat waar hulle gekom het, elke vreemde plek waar hulle gekom het, eers in die stad Korinte, toe in Efese, het hulle baie vinnig ingeskakel by die geloofsgemeenskap van beide daardie stede. En wat hulle gedoen het, het hulle nooit die kalklig op hulle self laat val nie, maar ander mense soos Paulus en Apollos gehelp om die evangelie van Jesus Christus uit te dra. Hierdie twee mense het die hele tyd agter die skerms gewerk, soos wat baie mense vir my sê, luister, ek is nie 'n voorvatter in die kerk nie, maar ek sal die skottelgoed stilweg in die kombuis was. Wat 'n voorreg om ook op so 'n manier die Here God te kan dien. Dit is baie interessant dat hulle vir Paulus huisvesting gee, sowel as vir Apollos. En hierdie twee mense het nooit self die evangelie van Jesus Christus verkondig nie, maar was absoluut instrumenteel in die verkondiging van die evangelie, om dit vir Paulus en vir Apollos moontlik te maak. As ons gaan kyk na 1 Petrus 4, vers 7 tot 11, dan is Petrus die enigste persoon in die Bybel, wat wanneer hy oor die gawes van die Heilige Gees praat, dan praat hy oor die gawe van gasvry. En ek lees vir julle
daarvan 1 Petrus 4 vanaf vers 9 waar hy sê, wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elkeen na mate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. As iemand die gawe ontvang om te preek, moet God deur hom aan die woord kom. As dit is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort, tot in alle ewigheid. Dit is die enigste skrywer in die skrif wat onder die gawes van die Heilige Gees die gawe van gasvryheid noem. Aquila en Priscilla was 2 voorbeelde van lidmate in die vroeë kerk wat hierdie gawe met toewyding beoefen het. En hulle is vir ons 'n voorbeeld om te sê, maak nie saak watter gawe ek en jy ontvang het nie. Die Here kan vir ons met ons gawes gebruik, net daar waar ons elke dag beweeg. Die nederigheid, die agter die skermswerk van hierdie 2 mense, laat my net besef dat hulle die groter prentjie raak gesien het, en besef het dat hulle net rolspelers in God se groter prentjie is. As ek dus vandag se boodskap kan saamvat, dan wil ek dit as volg doen. Ek en jy kan so maklik sê, ek wil graag die Here dien met my gawes. En dan is ek op 'n spesifieke plek betrokke, maar ek wil dit op my voorwaardes doen en nie op die Here se voorwaardes nie. Die volgende ding wat ek dink wat ons leer uit hierdie egpaar se lewe uit, is dat ons geloof moet oorspoel na elke aspek van ons daaglikse lewe. Hoe ons eet, hoe ons slaap, hoe ons werk, hoe ons aanbid, hoe ons oefen en hoe ons mense in ons huis ontvang. Soms vra geloof voorwaar ongemaklike goed van my en jou. Byvoorbeeld, om uit te reik na vreemdelinge, om ons vyande te vergewe vir dit wat hulle teen ons gedoen het, en om Vader se wil te soek, Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God, en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Kom ek en jy bid hierdie volgende gebed. Here, hier is ek, gebruik my soos ek is, waar ek is, met dit wat U vir my gegee het om mee te dien. Kom ons bid ook, Here, vergewe my die kere wat ek hoogmoedig was en erkenning gesoek het en dit nie gekry het nie. Maak my tevrede om met die gawes wat U vir my gegee het, 'n klein rolspeler in die groter verhaal van U koninkryk te wees. Amen.